Hartlik goeiemôre aan u op hierdie pragtige Kersoggend. Ja, vanoggend is dit Kersdag en ek wil graag met u praat oor die lig wat nie deur die duisternis uitgedryf kon word nie. Aldus die tema van vandag se boodskap. Die duisternis kan die lig nie verdof nie of uitdryf nie. Kom ons bid net saam. Heer Hemelvader, ons dankie vir vanoggend vir die wonderlike voorreg wat ons het om aan die woord deel te neem, Here. Here, dit is my gebed, Here, dat die woord sal seën, bewaar in elke hart, siel en gees, almal wat dit aanhoor en almal wat dit hulle eie maak, Here. Ja, Here, dat U die woord vandag vir ons sal oopbreek, sodat ons kan weet, Here, die vleeswording van Jesus Christus hier op aarde, Here, wat dit beteken vir ons. Ja, en waartoe dit ons bring, Here. Ons eer U daarvoor, Vader, in die wonderlike naam van die Here Jesus alleen. Amen. Goed, ek wil graag vir julle 'n gedeelte lees uit 1 Johannes, daarvan die eerste hoofstuk in die eerste 14 verse. Dit gaan oor die vleeswording van die woord. Hy sê daar, in die begin was die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Aldus hierdie tema, daarvan vers 5. Vers 6 sê, daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom, om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die eniggeborene van die Vader, wat van hom kom, vol van genade en waarheid. Tot sover. Geliefdes, dit is my aangename voorreg om vanoggend vir u te sê, geseënde Kersfees. Ons hoop sover is alles reg en u is geseënd. So ons het vanoggend 'n bietjie gelees uit Johannes 1 vers 1 tot 14, wat vir ons sê, God is aan die werk in die geskiedenis. Ons het deur die tyd al gehoor van die geboorte van Jesus en die blye boodskap, die geboortes van Johannes die Doper en Jesus die Messias gehoor, die verhale van Sagaria, Elisabeth en Josef en Johannes en Jesus, die herders en die sterrekenners en die wyse manne. Ons het al hierdie gedeeltes gehoor en gelees al, en hierdie is nogal aangrypende verhale. Dit is kragtige verhale. Dit is verhale waarvan ons nooit ooit moeg sal word nie. Want hierdie verhale is hulle wat dit wat ons intrek in God se werk. Dit vertel ons hoe hy die geskiedenis beheer. As hy wil hê dat Johannes die Doper gebore moet word as Jesus 'n voorloper, dan gee hy vir Sagaria en Elisabeth 'n kind. Alles hulle al baie oud. As hy wil hê dat Jesus in Bethlehem gebore moet word, dan reël hy 'n sensus sodat dit kan gebeur. As hy wil hê dat die wêreld kennis neem van die geboorte van sy seun, dan reël hy dat die sterrekenners van die ooste aftrek na Jerusalem, en dat die ongelowige skrifkenners van daardie tyd in Jerusalem en die profeet Micha vir hulle die antwoord gee waar Jesus gebore sal word. Hy reël dit. Dit is hoe God homself in mense se lewens laat geld. Hy laat toe dat die geskiedenis beheer word deur hom, en hoe hy hoop, vrede en vreugde en liefde wakker maak hier in ons. Dit sê ook vir ons hierdie gedeelte wat ons gelees het, dat God aan die werk is
in die heelal en op aarde. Maar dit is nie al nie. God is aan die werk oralster. Ons sluit dus nou hier by Kersdag aan met Johannes 1 se verduideliking van die betekenis van hierdie geboorte en die kinderverhale van die hemel en die aarde. Jesus is nie net die seun van die mens nie. Hy is die seun van God. Halleluja, amen. En Johannes leer hier vir ons 4 dinge van Jesus, en soms so in die eerste 5 verse van Johannes 1. Hy sê daarso, die woord was God, dis ten eerste, en hy sê daar vers 1, in die begin was die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. So Johannes begin by God se tyd. Dit is nou, God se tyd is die ewigheid. Daar is niks wat vir God buite die ewigheid laat staan nie. Nee, God is die ewigheid. Hy begin voor die geskiedenis van die mensdom, voordat daar enige iets was, voordat daar selfs iets was soos tyd, voordat daar tyd, ruimte en materie was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hoe wonderlik is dit nie? Kom ons dink 'n bietjie hieroor na. Jesus is maar nie die kindjie in die krib nie. Hy is ook nie maar net die koning in die kruis nie. Hy is die woord van God. Ons lees dit duidelik hier in Johannes 1. Hy was van die begin af by God, hy is God, hy bestaan van altyd af. Hy is voor alles, hy sal tot in alle ewigheid sal hy wees. Dis is die eerste ding wat Johannes vir ons van Jesus vertel. Hy is God, hy is anders as ons, hy was van die begin af daar. Die tweede punt wat hy maak hier so is, ons moet dit van Jesus verstaan, dis dat Jesus saam met God hierdie wêreld gemaak het, Vader, Seun en Gees was saam by die skepping betrokke en by die heelal se skepping, hy was by alles betrokke en daar is niks waar hy nie betrokke by was nie. Vers 3 sê daar, alles het deur hom ontstaan en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. Snap jy dit? Alles wat jy kan sien is deur Jesus gemaak. Alles. Jy kan na enige plek toe gaan op hierdie aarde, enige plek, maak nie saak waar nie. Jy kan selfs 'n ruimtetuig in die hemel in die ruimte inskiet. Jy sal nêrens iets kry daar wat nie deur hom gemaak is nie. Tyd, ruimte, materie, alles kom van God af. Jesus is baie meer as net die kindjie in die krib. Hy is meer as die koning in die kruis. Hy is saam met die Vader, die Gees, die skepper van hemel en aarde en alles wat ons ken. So, en dan kom ons by 'n derde ding wat Johannes hier vir ons leer van Jesus, en ons moet dit verstaan en dat ons dit weet. In hom was lewe, en in die lewe was lig vir die mense, daar in vers 4. En hy sê daarso, heel duidelik, dit is wat ons mense maak. Ons het 'n lewe, wat in ons is, wat hy in ons deponeer, wat eintlik onvernietigbaar is. As jy jou hart vir die Here Jesus gee, dan het jy die ewige lewe, dat jy 'n kind van God, en dan het jy die ewige lewe. Trouwens, dit is wat ons mense maak, om God te eer. Dis hoekom ons hier op aarde is, om God te eer, om die lof en eer te gee. So, 'n mens kan die vers vertaal wat die lewe in Jesus, waarin hy ontstaan het. Daar is lewe op aarde, en dit kom van Jesus af. Hy het ons gemaak dat ons kan lewe. Dit sluit ons liggame in. En omdat ons liggame het, kan ons asemhaal, ons kan loop, ons kan werk, dit sluit ons siel en gees in, dat ons kan dink, ons gedagtes word deur sy Heilige Gees beheer en gerig, en as gevolg daarvan kan ons vandag glo, en as ons kan glo, dan kan ons bid. Amen. Jesus se lewe, sê Johannes hier vir ons in Johannes 1, is die lig vir die mense. In Jesus kan ons onderskei tussen lig en duisternis. Heel duidelik. Weet ons wat reg en wat ons verkeerd is? Ja, ons weet wat lig en wat donker is. Dit is in ons gedeponeer. In ons DNA is dit gedeponeer deur God, dat ons altyd in die waarheid kan lewe. En so, ons weet wat reg en verkeerd is. Dit kom van Jesus af. En wat ons vandag hier op Kersfees vier, as Jesus die lig vir hierdie wêreld is.
Hy maak ons so oop sodat ons kan sien wat verkeerd is. So die duisternis kan nie sy lig uitdoof nie. So in die vierde ding praat ons, het ons nou net van gepraat, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie, daar in vers 5. Hy sê, en daarom het Jesus op aarde blindes genees. Mense wat fisies blind is, sy lig het die duisternis van hulle blindheid genees. En so ook nog belangriker, hy het gekom om ons geestelike blindheid te genees. Hy het vir ons van God se wil van die lewe kom vertel, sodat ons oë kon oopgaan. As oë oopgaan, dan sien ons die lig. Dit is sodat die lig die duisternis in ons harte kan wegneem. Hy het ons kom leer om nie langer vir die duisternis lief te wees nie. En die wonderlike boodskap van die lig wat Jesus bring, is dat die duisternis nie sy lig sal kan uitdoof nie. Nooit is dit in der ewigheid nie, kan dit nie gebeur nie. Die duisternis kan ook hoe groot wees, in jou, en in my, en enige iemand wat jy ken. Hy kom en hy neem daai duisternis weg. So, al is die duisternis ook hoe groot in jou lewe vandag, of in iemand anders se lewe wat jy ken, kan dit nooit ooit die lig uitdoof van Jesus wat in die lewe skyn nie. Ons weet mos, as ons 'n enkele kers opsteek in 'n donker vertrek, daai ou vlammetjie verlig die hele vertrek. So, as ons nou kan kyk na waar die lig skyn, so die duisternis moet vlug waar God se lig skyn. Waar Jesus se lig skyn, moet die duisternis vlug. Dit kan net nie bly nie. So, en daarom het God, en omdat die mense van daai tyd baie was in duisternis gehul en so aan, daar het God vir Johannes gestuur. Johannes wat hierdie evangelie geskryf het. So, die mense van daai tyd was eintlik so lief vir die duisternis, en dat hulle nie maklik hulle oë wou en kon oopmaak om die lig raak te sien nie. Daarom het God, die almagtige wat hy is, 'n plan gemaak om by die mense uit te kom. Vers 6 sê daar is 'n man gestuur deur God wie se naam Johannes was. Julle sal onthou die verhaal van Sagaria en Elisabeth, hoe die engel vir hulle 'n kind beloof het en watter vreugde dit vir hulle gebring het. Watter vreugde het Johannes vir hulle gebring. Maar nog belangriker was dat God met Johannes in die wêreld wou doen. Hy het Johannes gestuur om die hele wêreld te vertel van Jesus, om die mense gereed te maak om in Jesus te glo. Want Jesus het na die aarde toe gekom en daarom het Johannes van die lig getuig. So daarom lees ons in vers 7. Hy het tot getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom kon glo. Hy, dis nou Johannes, was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. So die Johannes het die mense by die Jordaan gedoop, maar die doop van Johannes was net 'n begin gewees. Die mense moes nie in hom glo nie, hulle moes in Jesus glo. Dis Johannes se doel gewees, om die mense gereed te maak vir Jesus se koms. Dis ook waar in ons eie lewe, dis uiteindelik ons roeping om verander die lig van Jesus te vertel, om seker te maak sy lig skyn net ons uit, om seker te maak dat ons sy ligdraers is, sodat mense as hulle na jou kyk, sal hulle die lig van Jesus sien. Dis belangrik dat ons so lewe. So Jesus Christus se ware lig verlig elke mens. Verlig vir u en vir my. So Johannes het gespreek en vir almal gesê, in vers 9 sê hy daar, die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld. Hy praat hier van Jesus, né? So Jesus het vir Johannes by Jordaan besoek, en daar is Jesus gedoop en met die Gees gevul. Ons lees die verhaal. Johannes se boodskap was dat hy ons kom skoonmaak het van al die duisternis wat daar nog in ons was. Sodat ons nie langer sonde sou doen nie. Sodat ons sal doen wat reg is met God. Dit is wat Jesus in hierdie hele wêreld deur sy volgelinge wil verkondig. Elke mens moet hierdie lig sien. En dit sluit vir u en my in.
Elke mens moet die lewe wat daar in Jesus is, elke mens moet daarvan kennis neem en daarmee kennis maak. Maar ook op hierdie punt moet ons ook ietsie sê van, moet ons ook kennis neem van die weerstand wat in baie mense se lewens was. Vers 10, dis eintlik 'n hartseer deel van hierdie deel van die evangelie. Hy was in die wêreld, vers 10, en die wêreld het deur hom ontstaan, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Wat 'n hartseer verhaal. Dit gebeur vandag nog onder ons. Die mense het die duisternis van hulle sonde liewer gehad as die lig. Hulle het op allerhande maniere probeer keer dat Jesus hulle sonde van hulle af sal verwyder. Dit was waar daar in Jesus se tyd, maar is ook so waar hier in ons tyd. Kyk maar net om jou, ons sien dit so gereeld raak. En die ergste nog was, hierso in vers 11, sê die evangelie van Johannes, hy het gekom na wat syne is, en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Wat 'n hartseer verhaal is dit nie. Die Jode was sy volk. Hy is uit die nageslag van Dawid is hy gebore. Hy was die Messias, maar sy eie mense het hom nie aanvaar nie. Die Fariseërs en die skrifgeleerders het hulle eie tradisies liewer gehad as die Bybel. Hulle wou nie by Jesus hoor wat God wil hê nie. Maar almal was daar nie so gewees nie. Alhoewel baie groot meerderheid van die mense was so. Kersfees het gekom, soos ons Kersfees vier daar. En daarom het Kersfees ook vir ons goeie nuus. So, dit wil sê almal wat begin doen wat Jesus vra, gee hy die reg om 'n kind van God te word. Vers 12 sê dit so duidelik. Maar aan almal wat hom aanvaar het, nou praat hy van die wat hom aanvaar het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. So dit is die mense wat hom aanvaar het. En dit is ook so vandag met my en u. Dit is die groot boodskap van Kersfees. Elkeen wat in Jesus glo, elkeen wat doen wat Jesus vra, het die reg om 'n kind van God te word. Hulle is dus nuwe mense. As jy 'n kind van God is, as jy jou hart vir Jesus gegee het, is jy 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel. God se lig in Jesus maak van almal nuwe mense. En daar kom ons verder by die volgende verse, dat Jesus het mens geword. Hy sê in vers 14, en die woord het vlees geword en onder ons kon woon. Dit is wat die geboorte van die Here Jesus vir ons beteken. Hy het eintlik kom tent opslaan onder ons. Dis 'n verwysing ook na die tabernakel. Hy het soos ons geword, 'n mens net soos ons, maar natuurlik was hy nog steeds God. Dit wil sê, hy was anderster as ons, en Jesus was die enigste mens wat op hierdie aarde gewandel het, en wat ooit sal wandel, wat sondeloos was. Net Jesus was so, dis hoekom hy anderster as ons was. As hy was sondeloos, totaal sondeloos. Maar hy was ook mens, net soos ons. Hy het ook honger geword, hy het ook hartseer beleef. Ek is seker daarvan, hy het ook pyn beleef. Hy het ook sy toon gestamp. Ons weet nie, maar hy was mens soos ons. En dit is sodat hy kan regtig kon geweet het hoe om ons te help om as God se kinders te lewe. Dit bring ons by die volgende deel van hierdie boodskap, dat Jesus is die seun van die Vader. So daarom kan Johannes sê, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van unieke, dis so enig in sy soort, seun van die Vader, vol van genade en waarheid. So hy is mens, die seun van die mens, en hy is God, die seun van die Vader, die seun van God. Die
Die Message Bybel, die Boodskap Bybel in Engels, sê hom daar in vers 14, so pragtig, ek wil dit vir u voorlees. Hy sê dan, sommer in hedendaagse taal wat ons praat en verstaan, hy sê daar, the word became flesh and blood and moved into the neighborhood. We saw the glory with our own eyes, the one-of-a-kind glory, like Father, like Son, generous inside and out, true from start to finish. Hoe pragtig klink dit nie? En geliefdes, ek wil graag begin afsluit. En as ons kyk na hoe hierdie gedeelte vir ons Jesus se lewe skets en hoekom hy hier is, dan kyk ons na die wêreld en die duisternis sien ons duidelik raak. En as ons dit so raak sien, raak ons eintlik so moedeloos, want ons wonder nou net, wat gaan gebeur en wat gaan aan en so aan. En dink maar aan die konflikte wat daar op die oomblik in elke politieke stelsel in die wêreld is. Dink maar aan die vervolging wat daar op die oomblik reg oor die wêreld is oor vryheid van spraak. Dink maar aan die vervolging wat daar is van die verdrukking van Christene in sekere lande. Ons dink maar nie daaraan. En baie gelowiges wat gemartel word op talle plekke in die wêreld. Dan wonder ons, hoekom skyn die duisternis daar? Op talle maniere kan die tendens vir ons ook 'n idee gee dat die duisternis aan het oorneem is. Maar daar is soveel disinformasie, soveel onwaarhede wat gespreek word, net om ons te mislei. Daar is soveel onsekerheid, en selfs met die dinge wat ons kan agterkom wat werk, soos die sosiale afstand, wat mense soms siek maak van bekommernis, maar dit verhinder ons nie om die lig te laat skyn, waar dit donker is in hierdie wêreld. Dit verhinder ons nie. Dit is hoekom ons die lig van die wêreld genoem word. Ons Christus se ligdraers kan wees. Miskien is dit dalk 'n bedekte seën, dat ons soveel inperking kan belewe, want dit wys vir ons hoe onnatuurlik dit is vir die lig om nie te skyn waar dit duisternis is. Dit is onnatuurlik, die lig moet altyd skyn. Ons het miskien te gewoond geraak om ons lig te laat skyn, waar daar ander ligte reeds brand. So ja, ons moet eintlik ons lig laat skyn waar dit donker is. So Johannes 1 is daarom 'n uitroep, 'n opwekroep. Jesus is die lig van die wêreld. Ons moet dit uitbasyn van die hoogstes af. Jesus is die lig van die wêreld. Hy het eenmal deur die getuienis van Johannesburg sy mense, van Johannes sy mense bereik. Sommige het hom verwerp, ander het hom aangeneem en wel geglo. So Johannes 1 skets vir ons 'n verhaal van twee uiterstes. So ou kan dit maar gaan lees, die hele Johannes 1. En daarom, Jesus soek nog steeds mense. Hy gebruik vir my en vir u, om sy boodskap uit te dra, om sy lig te laat skyn in hierdie donker wêreld, om van hom te getuig. En ek is baie lief om te sê, 'n getuienis maak die vyand kragteloos in totaliteit. So ook op hierdie Kersdag, al wat jy moet doen, is om ja te sê, sodat hy jou kan stuur. Ons lees daar in Jesaja 7 vers 14, hy sê daarso, en dit is, onthou, hier is nou al in die Ou Testament, is dit al voorspel. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Die vraag wat ek aan u wil vra is, wat is jou reaksie op die Immanuel van Kersfees? Is hy vir jou 'n werklikheid? Het jy hom al aangeneem as jou persoonlike verlosser, Messias en Here en jou saligmaker? Leef jy in 'n persoonlike verhouding met hom, waarin elke woord wat die Bybel tot jou spreek 'n manier is waarop hy met jou praat en jy daardeur begelei word? Is die woord van God ook die lig in jou lewe? Wat ek vir u wil sê hiervan is, die genade en waarheid van Jesus maak die duisternis lig. Die wonder van Kersfees is dat jy vandag opnuut of vir die eerste keer die keuse kan maak om Jesus as jou persoonlike verlosser en saligmaker, jou Messias en Here aan te neem.
Hy kom in sy genade na jou toe en hy stel jou bloot aan die waarheid oor hom. Hy is voor alles, hy het alles gemaak. As jy hom in jou lewe innooi, sal sy genade en sy waarheid vir jou die lewe oopsluit. In Jesus is daar lig en lewe. Ons het dit gelees in Johannes nou. In Jesus is daar 'n verhouding met God te vind. Nêrens anders kan dit wees nie. Wanneer ons vandag op Kersdag voor die kindjie in die krib buig ons as het ware voor die hoë God, die almagtige God neer, wat onder ons kom woon het, die koning van die heelal. Ons buig voor die lewegewende woord, waardeur alles geskep is, en steeds onderhou word, en eenmal op die bestemde tyd voltooi sal word. Voorts lees ons ook in Jesaja 9 vers 5, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem Wonderbaar Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors, Immanuel. God stuur ons om in sy lig te wandel. Dus kom ons gebruik die 4 feesseisoen as 'n rede om ons met God te versoen. Amen. Kom ons bid saam. Here, onse Here, dankie dat U deur U geboorte en lewe en sterwe vir ons kom wys het hoe nederigheid lyk. Dankie dat U met U koms aan die geringes van die samelewing 'n baie besonderse plek in die koninkryk kom gee het. Here, lei ons aan dan ook nou deur U Gees om in hierdie feestyd, ongeag ons sosiale status, soos herders van ouds getuienisse te wees van U koms en wat U vir die mensdom hier op aarde gedoen het. Ons dank U ook vir die voorreg om U geboorte met vreugde en samesyn saam met ons geliefdes te herdenk. Seën ons dan nou, skenk ons dan vandag en in hierdie tyd 'n wonderlik verligte, helder somer Kersfees. In Jesus naam. Amen. Mag hierdie woord inslag vind in elke hart, siel en gees in hierdie feestyd op hierdie Kersdag. Net 'n paar afkondigings. Namens my en my gesin, ons herderspaar en die bestuursraad van Elkana gemeente, wens ek u en u gesin 'n geseënde feestyd toe. Mag julle almal oorvloedig wees in die werk van die Here en Jesus die middelpunt van jou bestaan maak. En komende Sondag het ons weer 'n erediens om 10:00 en ons sien uit daarna om u daar te ontmoet. En as jy veilig, as jy iewers heen reis, as jy op pad is om te reis iewers heen, ry asseblief veilig, eerder laat as nooit. Mag die Here u seën en vrede vir u. Amen.